Ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus Christus en ek vertrou dat hierdie boodskap wat ek graag tot julle wil oordra, julle sal versterk en vestig in julle verhouding met Jesus. My naam is Johan van Heerden en ek wil net vir jou nie bedank vir die wonderlike voorreg om hier te kan wees en ek bid die seën van Jesus toe op hierdie radiostasie. Ek wil met julle deel oor 3 skrifgedeeltes van Paulus, Galasiërs 4 vers 19. My kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. Nou ons mans weet nie wat barensnood is nie, maar die vrouens sal beter weet. Maar Paulus was in barensnood, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. Dit was Paulus se begeerte om te sien dat as hy na sy gemeente kyk, dat Christus in elke lid gestalte sal verkry. Hy sê in Efesiërs 4 vers 1, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ons is geroep dat Christus in ons lewe gestalte sal verkry. Dis die primêre roeping van elke kind van God. Dit is die hart van die Vader, dis die begeerte van die Vader, dat hy Christus in jou sal sien, in jou handel en in jou wandel. Efesiërs 4 vers 13 sê, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man tot die mate van die volle grootte van Christus, ook vir die gemeente, as saam, die groep, waar julle is en alles, almal, Christus moet gevorm word in elke een van julle, totdat julle almal kom tot die volle grootte van Christus. Dis Paulus se begeerte, dis die Vader se begeerte, dit is waarna toe die Heilige Gees werk. Dit is 'n progressiewe groei, 'n transformasie en 'n proses van vorming. Ons hele lewe lank. Die Heilige Gees is daarmee besig, ons hele lewe lank, omstandighede oor ons lewe te stuur, om hierdie vormingsproses te vat, totdat Christus in ons lewe sigbaar word. Jesus moet sigbaar word in ons lewe. Ons gaan nou kyk na 'n boek in die Bybel, wat hierdie progressiewe groei, en hierdie vorming van Christus in ons lewe, die hele boek so mooi uitbeeld, en ons gaan kyk na alles wat daar gebeur met hierdie persoon, hierdie maagd, hierdie vrou, en ons gaan kyk hoe sy progressief groei. Dis die boek Hooglied, en ons gaan kyk uit 'n geestelike perspektief. Ons gaan nie na die geskiedenis kyk, ons kyk onmiddellik, begin ons met 'n geestelike perspektief, en ons kyk na die boek Hooglied, hoofstuk 1 vers 1, die eerste vers sê, die Hooglied van Salomo. Nou die Engelse naam van Hooglied is Song of Songs. Nou Jesus word genoem the Lord of Lords en the King of Kings, maar Hooglied word genoem the Song of Songs. So hierdie is die hoogste boek van die 1005 liedere wat Samuel geskryf het, en die Here het dit toegelaat dat hierdie boek in die Bybel moet kom. En weet julle, ek het al gelees, daar was baie ouens wat voorheen hierdie boek uit die Bybel wou uithaal, maar weet julle wat, hierdie boek het soveel verborgenhede, hy het soveel waarhede, hy het soveel diepte, dis onbepaald diep in dinge weggesteek in hierdie boek, en ons gaan van sekere verse gaan ons uitlig en dit ontleed, en maar dit gaan 'n bietjie lank wees om elke vers te behandel, maar ons vertrou dat die Heilige Gees ons sal lei. Hierdie boek is 'n boek van liefde, opbouing, bemoediging, en waar die onvoorwaardelike liefde van Jesus Christus vir jou so mooi uitgebeeld word. Hier sien jy sy agape liefde, en hoe hy met groot nederigheid, sagmoedigheid en langmoedigheid met jou werk, en jou na die hoogste sfeer van aanbidding en intimiteit te lei. Dit is sy begeerte. Jesus se begeerte is fellowship met hom. Jy moet aan sy voete sit, jy moet hom leer ken. Hoofstuk 1 vers 2 sê, laat hy my kus met die kusse van sy bond. Nou hierdie vrou kom uit 'n plek uit van desperaatheid, onvervuldheid en soekend. Sy is onvervuld, sy is soekend, sy is desperaat, en sy het haar lewe, as ons dit uit 'n geestelike perspektief kyk, dan kan ons sien, haar geestelike lewe het by 'n plek gekom wat sy voel maar iets kort, nee.
Daarom sê sy, laat hy my kus. Dit is nie meer sy wat die instandhouding van hierdie lewe wil doen nie. Sy is moeg daarvoor, sy weet nie hoe om dit te doen nie. Sy het gefaal in haar lewe baie keer en nou sê sy, laat u my kus, laat hy my kus. Haar nuwe verhouding begin dat hy dit doen, nie ek nie, maar hy. Die uitroep in haar binneste is, laat hy. Haar begeerte het verander van ek wil, laat hy. Dooie godsdienst word gebore uit my eie pogings om hierdie lewe in stand te hou. Na jare bevind jy jou moeg, lam geslaan, gewond deur wette, reëls, regulasies en kom jy nooit by dit uit wat alreeds gedoen is, want jy wil dit bewerkstellig. Jy wil hierdie lewe in stand hou, waar jy moet wandel vanuit die volmaakte werk wat Christus alreeds aan die kruis vir jou gedoen het. Die ander gedeelte van die vers sê, want die liefde is kosteliker as wyn. Wyn bring tydelike blydskap. Dit bring tydelike vervulling. Maar wanneer hierdie wyn uitgewerk word, gaan al die ander goed ook weg. Maar sy liefde is beter as wyn. Dit bring voortdurende blydskap, voortdurende vervulling, voortdurende vrymoedigheid en die vrug van die Gees. Sy liefde is standhoudend, want jy drink van die water wat hy jou gee, wat jy nooit weer laat dors kry nie. Johannes 4 vers 14 sê, maar elke een wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe, en hierdie vrou weet, sy dors, sy soekend, sy is onvervuld, so sy het nog nie uitgekom by hierdie water van die lewe nie, en Hooglied gaan vir ons wys hoe die Heilige Gees in jou werk, dat jy by hierdie water van die lewe uitkom. Hoofstuk 1 vers 3, u salf is aangenaam van geur, u naam is so salf wat uitgegiet is. Die beminde praat van sy naam wat 'n lieflike geur is. Jesus beteken Jehovah die redder en die verlosser. Immanuel beteken God met ons. Hy is die redder wat sy lewe vir ons gegee het, sodat ons sy lewe deelagtig kan word. Hierdie hele lydingsproses het gepaard gegaan met mirre en balsam. Mirre het 'n lieflike geur, maar die smaak daarvan is bitter. Jesus se lydingsproses was bitter, maar die uiteinde daarvan was 'n lieflike geur vir die Vader en vir ons. Hy het ons verlossing gegee, hy gee ons bevryding, hy maak ons vry, ons ervaar sy liefde. U naam is so salf wat uitgegiet is. Hierdie naam bring 'n salwing van genesing, verlossing, bevryding. Dit bring rus, dit bring vrede, dit bring blydskap en die vrug van die Gees. Die salf is inderdaad uitgegiet, ons beleef daardie salwing wat ons in hom kry. Ons ruik die geur van sy opofferende liefde. Daarom het die jong vroue u lief, is die laaste gedeelte van 'n vers. Jong vroue is hulle wat sy verlossingplan raak sien en deelagtig word. Hulle ruik die lieflike geur van mirre en verstaan wat dit beteken. Hierdie jong vrou is nie alleen nie en hulle wandel in dieselfde geestelike hinkering na hom. Hierdie maagd van Hooglied is eenvoudig een van baie jong vroue wat smag na 'n dieper, intense verhouding met Jesus. Hoofstuk 1 vers 4. Trek my agter u aan. Laat ons gou maak. Eers het sy gesê, laat hy my kus. Toe sê sy, trek my. Die uitroep, laat hy my kus, veroorsaak 'n diepe soeke na hom. Die reuk van die mirre en olies waarmee hy gesalf is, laat haar meer en meer oorgee tot 'n dieper soeke en vervulling, waarin sy in haar siel smag. Nie net 'n soeke in die siel waar sy hom ervaar nie, maar 'n eenheid in haar gees met hom. 'n Diep eenheid in die gees en 'n meer standhoudende eenheid wat onafskeidbaar is met haar bruidegom. Dit is wat sy soek. Sy sê, trek my agter u aan. Laat ons gou maak. Nou hier wil ek graag vir u net iets uitwys. Trek my is enkelvoud, laat ons is meervoud. Eers enkelvoud, dan meervoud. Trek my, laat ons, soos wat sy getrek word. Spoel dit oor na die ander jong vroue. En hulle word ook getrek as gevolg van haar toewyding. So het elke keer een van ons, het ons mense wat onder ons is, as Hooglied noem dit ons skapies, wat ons moet kos gee, is eintlik jong
jong Christene wat ons moet kos gee, wat ons moet versorg, mense wat na ons luister en so aan, en ons moet hulle kos gee, sodat as ons hierdie diepe verhouding beleef, dan trek ons outomaties hulle ook nader. So daarom sê vers 4, trek my agter u aan, laat ons gou maak. Dan gaan hy aan en sê, die koning het my in sy binnekamers gebring. Die oorspronklike Hebreëse vertaling vir binnekamers beteken the king's chamber inside of a chamber. Dit is ook ons allerheiligste plek hier in ons gees. Dit is waar Christus woon. Hy is daar geplaas. Dit verwys na die allerheiligste plek. Dit beteken ook sy skuilplek of geheime plek. Ons almal moet 'n plek hê waar ons kan stil word sonder enige steurnis, sodat ons sy binnekamers kan ontdek. Sodat ons voor hom kan sit en ons hart voor hom kan uitgiet. 'n Plek waar ons onsself kan afsluit van die wêreld en waar ons op hom wag en waar ons hom aanbid. Ons wil juig en ons in u verheug. Sy moes by almal verbygaan om in sy arms in te hardloop. Nee? Hulle sê ons wil juig en ons in u verheug. Ons sal nie hierdie liefde by mense kry nie, ons sal nie hierdie aanvaarding by mense kry nie, ons sal dit nie by die dominee kry nie, ons sal dit nie hierdie vervulling, ons gaan dit nie by 'n dominee kry nie, ons gaan dit nie by 'n goeie spreker kry nie, ons gaan dit nie by 'n predikant kry nie, ons gaan dit nie by 'n boetie kry nie, ons gaan dit nêrens kry nie, ons moet by allei mense verbygaan, en ons moet dit by Jesus alleen kry. Ons wil u liefde prys, meer as wyn, die vervulling wat hy haar bied, voorsien 'n voortdurende blydskap sonder ophou. Met reg het hulle u lief. The New King James sê, the upright love thee. Sy soek nie sy gawes nie. Sy soek nie iets vir haarself nie. Sy soek hom. Hoe is ons gebede? Waarvoor bid ons? Ons bid vir ons eie welstand, ons bid vir ons besighede, ons bid dat dit moet goed gaan, ons bid, maar aanbid ons hom. Vra ons hom, wat is u wil? Vra ons hom, Here, kom vervul my met u lewe, dat daai lewe wat in my geplaas word, dat dit sigbaar word na buite toe. Sy is bereid om alles op te gee, tot dit wat sy alreeds van hom af ontvang het. Die gawes, 'n bediening, ja alles, sal sy alles prysgee vir hom. Sy soek net vir hom. Iemand het eendag gesê, true uprightness leads you to leave all the pleasures of earth and all the enjoyments of heaven to be lost in Jesus alone. Mense, ek wil hê, jy moet Hooglied sy eerste hoofstuk gaan deurlees. En dan moet u luister weer na hierdie eerste 4 versies, dan lees u dit deur. Dan kyk u of u daar kan sien wat ek hierso oor gepraat het. U gaan sien dat die Heilige Gees gaan jou vat en hy gaan hierdie goed vir jou begin oopbreek. En hy gaan hierdie verhouding vir jou begin te wys, dat jy moet wandel in die opstandingslewe wat hy in jou binneste geplaas het. Onthou, in ons gees is ons volmaak. Daar het ons sy geregtigheid gekry. Ons is heilig. Ons is onberispelik. En al daai goed wat ek nou van praat is in ons gees. Maar ons siel moet getransformeer word. Dit moet in lyn kom met ons gees. En dit is wat die Heilige Gees jare in jou lewe doen. Hy transformeer jou na die beeld van die Seun van die Vader. Hy transformeer jou na Jesus Christus. En dit is die Vader se begeerte en die Vader se hart, dat hy Jesus in jou sal sien. Jou optrede, jou handel en jou wandel moet Jesus wees. Dis ons primêre roeping. En daarom wil ek vir u vra, as u geseën wil word deur hierdie boek, dan moet u hierdie gedeelte in Hooglied lees en u moet werklik vir die Heilige Gees vra om dit in jou lewe oop te breek en dat jy kan sien
wat is dit wat hy vir jou wil sê? Ek sê baie dankie en ek sluit af om met die Vader te praat oor hierdie saak. Vader, ons kom na U toe in die naam van U Seun Jesus Christus en ons vra dat U elke soekende siel sal aanraak en sy hart sal verlig, dat U sy denke sal verlig, sy denke sal vernuwe, dat ons sal sien wat die hoop is van U roeping, dat ons sal sien wat is die doel, hoekom U ons gered het. Dit is nie net om die hel vry te spring en in die hemel in te kom nie. Vader, dit is om U seun, dat U seun in ons lewe gevorm word, tot U verheerliking, dat ons daai ou lewe van ons sal aflê, daai tentakels van 'n ou lewe wat so in ons ingeweef is, dat ons dit sal afsny en aflê en dat ons siel in lyn sal kom met wat in ons gees aangaan. Ons bid dit, Here, in Jesus naam en ons kom vra vir U dat U hierdie transformasie in ons lewe vir ons sal wys en sal bewerkstellig, omdat dit die begeerte en die hart is van U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.